werk op die strate van heerlikheid. Sy is daar veilig by Jesus aangekom. En ons het nie twyfel daaraan. Maar ons weet vanoggend is hy met ons ook, die wat daar tree, die wat die nodig het in hierdie oomblik is die Heilige Gees hier as vertrooster. En ons bid die vertroosting op elkeen wat hier is vanoggend, om te weet, die Here is met ons ook in hierdie oomblik. Die voortsetting van hierdie diens, die woord wat uitgaan, alles tot eer van U naam. Sê dankie daarvoor, dat ons kan weet, beseker die Here is met ons in Jesus my naam. Amen. Ons gaan nou oorgaan aan Etienne Rousseau, wat vir ons koortjies gaan sing, dan die bly staan tot na die koortjies baie dankie. Amen. Ek is vorige môre om saam met belei. Dit is nie altyd maklik nie, maar ek voel dit is een van my ma se grootste wense gewees. Dat ek as iemand saam, die Here kan saam rejoice. En vandag gaan dit nie oor my en oor my ma nie. Vandag gaan dit oor 'n celebration, wat is waar opdraag. Dit is nie 'n tredige diens nie. Sy sou nie so wou gehad het nie. Sy wil gehad het ons moet rejoice, want die koning kom. Amen. Kom ons sing lekker saam. He's worthy to be praised. We lift him. Amen. Oh yes, he's worthy to be praised. Oh yes, he's worthy to be praised. Oh yes, he's worthy to be praised. Baie dankie, mag jy sit plek neem. Daar's Bruce. As te warm word, dit het ons die verwarming aan. Hoor, die mense as te warm word in die kerk, ons sal die verwarming aan. Ons gaan nou die vorige nog as gespreiding te luister met die gedenkboodskap. Ons Brian is weer ook saam met ons hier, al die pas vanaf ons in Turkie gekom, en te wees. En die Here steun hom gebruik te baie.
Dis 'n voorreg vanmôre om in die huis van die Here te wees. Amen. Jy is in 'n Pinksterkerk, jy kan saamstem of jy kan stil bly. Maar hier bly ons nie stil nie. As jy voel hier binnekant leef iets. Yes, hallelujah. Niemand sal jou skuins aankyk nie. Amen. Jy is baie welkom vanmôre in hierdie kerk. Want dis die kerk waar Maria haar laaste diens bygewoon het. En dis ons voorreg vanmôre om so 'n bietjie net te praat. Te sê, Here, dankie vir u goedheid. Dankie vir u guns. Dankie vir genade dat ons net by hom kan kry. En sy het vasgehou tot aan die einde toe. En ons eer die Here vir sy goedheid, sy genade en sy liefde. Ek wil vanmôre net met u praat uit een versie in Matteus die 5de hoofstuk. En dis die 16de vers. En die Here Jesus sê hierdie woorde, hy sê, laat julle lig. Wil jy net herinner daaraan, as jy Johannes die 1ste hoofstuk lees, dan sê die Here self, wie is die lig van hierdie wêreld? Ja, maar pastoor, hy is nie meer hier nie. Nee, sy liggaam is hier. En sy liggaam met die gees van die Here hier binne. En Johannes 16:13 sê, hierdie gees wat binne in die kind van die Here is, lei hom in alle waarheid. Onthou daai vers, Johannes 16:13. En nou sê Jesus, hy sê, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Verstaan jy wat ek lees? Ja. Jy moet mooi onthou, God word verheerlik. Hy is nie onwetend nie, hy is alwetend. En as jy as kind van die Here jou goeie werke vir die mens wys, en hy sien dit, word hy in die hemel verheerlik. Goed. Hy sê hierdie woorde, hy sê, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien. Die 13de versie sê, julle is die sout van die aarde. Die 14de versie sê, julle is die lig van die wêreld. Ek wil vanmôre met u praat oor 'n absolute eienskap wat Marie Rousseau in haar lewe geopenbaar het in die tyd van 1980 al wat ons die beroep aangeneem het na Kempton Park. Ek loop in die oor baie rond en vertel ek vir hulle daai tyd toe sy so siek was, sê ek, sy was oralis gewees tot verlede jaar. Ek het nooit nodig gehad om bekommerd te wees nie. Elke jeugdiens, elke biddier, elke oggenddiens, elke aanddiens, het ek nooit gevra, ek wonder of die oralis hier sal wees nie. Ek het geweet. Nou Galasiërs 5 vers 22 sê vir my, daar's 9 eienskappe van die vrug van die Gees. Die mens wat die Gees in sy binneste het, die Gees van God in sy binneste het, by die voedelingsbank wanneer jy jou hart en jou lewe aan die Here gee, trek die Gees van die Here hier in. En jy staan die volgende môre op en jy weet ewe skielik wat is verkeerd en wat is reg. Jy het nie nodig om iemand te vra nie. Die Bybel sê, wanneer jy twyfel, weet jy dis sonde. Jy het al gelees. En daarom is dit belangrik vanmôre 'n eienskap by hierdie vrou.
Een van die 9 eienskappe, jy kan dit gaan lees. Ek wil net met u praat oor een van hulle, want as ek u nou gaan besig hou oor al die ander eienskappe, dan gaan jy baie, pastoor, hy praat van die vrugte, hy praat nie van die vrugte van die Heilige Gees nie, hy praat van die vrug van die Heilige Gees, en hy praat van 9 eienskappe wat die vrug van die Gees het. En die ene wat vir my uitgestaan het, wat ek vanmôre net wil, ons moet by hierdie geleentheid, omdat as ek dit vir u noem, gaan u weet, dit is Maria Sou, soos wat ek haar geken het. Getrouheid. Getrouheid. Want ons leef in 'n tyd waarin mense, ek weet nie of julle dit so ervaar nie, maar dit is nou 'n geval van COVID het gemaak, dat die mense by die huis wil sit en, pastoor, ons, wat noem hulle hierdie ander goed nou, hulle stream. Ons wil graag kerk hê, maar ons wil nie by die huis, ons wil nie by die huis weggaan nie, ons wil dit graag sien in my spoorkamer, ek sit so gemaklik, en ek sit in kerke. Jy hou geen kerk by die huis nie. Die Bybel praat van 'n kerkgebou. Ek gaan nie daaroor preek nie, maar in alle geval, die woord van die Here sê, hierdie vrou was 'n getrou, 'n absolute getrou vrou gewees, soos ek al net ken. Want die Bybel sê vir my in Johannes 13:15, Jesus het gekom, en hy het vir ons 'n voorbeeld nagelaat. En die woorde van Jesus self, hy sê, net soos ek aan julle gedoen het, so moet julle ook doen. Is dan nie vir my anderste as die werklike liggaam van die Here is, wat nou nog op aarde is nie. 'n prediker het eendag gesê, this world has to be loved, it has to be loved through us, his body. If this world has to be healed, it has to be healed through us, his body. En nou sê die woord wat ek gelees het vir u, laat jou lig so skyn, dis wat Jesus gesê het. Want die woord gaan verder en hy sê aan die vrug, Matteus 12:33, sal die boom geken word. Met ander woorde, as ek praat oor getrouheid vanmôre, dan wil ek hê dat jy moet besef, dit kom van my af. En die my is ek en elkeen wat hier sit vanmôre. En ek wil hê dat jy vanmôre moet besef, as ek nie hier nou gaan doen wat die Here van my verwag nie, gaan ek voor hom eendag staan, want die woord sê ons gaan almal voor hom verskyn. Niemand is uitgesluit nie. En die woord sê vir ons daar in Korintiërs 5:10, hy sê, en ons gaan ontvang volgens wat ons verrig het in ons liggame, of dit goed is of kwaad. Baie mense dink, daar is 'n leerstelling wat so sê, eens gered, altyd gered. En dan is daar 'n ander leerstelling wat sê, jy is gebore vir die hemel of jy is gebore vir die hel. Ek is so bly dat ons mense is wat kan besef. As ons mense gebore was vir die hemel of vir die hel, hoekom het Jesus gesterf? Dan was dit ons nie nodig dat hy aarde toe gekom het nie. Maar daarom is dit vir ons belangrik. Kom ons kyk net vir 'n oombliekie by hierdie vrou se eienskap wat ons wil aan. Ons gaan net oor huldeblyke praat oor haar. Maar ek wil hê dat ons wat vanmôre hier sit, moet weet, en dat die Here deur sy Gees dit diep in jou binneste indra en inbrand. Laat jy weet wat jy gedoen het, sê die Bybel, gaan eendag vir of teen jou daar. Met ander woorde, daar's mense wat dink in hierdie tyd, veral sit hulle agteroor, hulle het hulle hart aan die Here gegee, hulle is gedoop in water, hulle het die tale gepraat, hulle is kinders van die Here.
En hulle sit hulle agteroor en wag. Wanneer die oomblik vir jou aanbreek, en jy weet wat gaan gebeur dan vorentoe, en jy gaan voor hom staan met leë hande, want ons het 'n Bybel in ons eie taal. Jy kan nie vanmôre wegskram en dinge doen soos wat jy dit wil doen, en verwag dat die woord, die lig van die wêreld, jy het niks gedoen wanneer jy voor hom gaan staan nie. As ek vanmôre seker met Marie kon praat, sal sy vir jou gesê het, praat tog net, en waarsku tog met die mense wat nog geasem het. Daar is 'n ewigheid wat wag, vir elkeen van ons. En jy en ek is besig om gereed te maak, sodat daar die vrug van Galasiërs 5:22 na die mense toe kan uitbeweeg, en hulle kan sien. Het is nie nodig om te vra, is jy gered nie? My kinders was klein gewees en ons is daar in Aliwal Noord, by die warm bron. En ek is besig om die dogters 'n bietjie te leer swem. En daar stap 'n man en vrou met hulle kindertjies langs die swembad verby. Ek sê vir my vrou, daar loop 'n kind van die Here. As jy 'n kind van God is, dan dra jy die gees van die Here in jou binneste. Praat nie van die doping in die Heilige Gees nie, ek praat van hierdie gees van Christus wat jy ervaar en ontvang die oomblik wanneer jy jou sondes bely het en jy vergifnis daarvan gekry het, dan trek die gees van die Here hier in. En die Bybel sê as jy die gees het, dien jy. Jy gaan nie eendag veroordeel word of geoordeel word aan wat jy nie geweet het nie. En daarom is dit belangrik. Ek het gesien hoe dat hierdie vrou en haar getrou het. Ek het nooit reg deur haar lewe heen, dat ons haar geken het, nodig gehad om te vra. Ek wonder of Marie vandag hier sal wees. Ek het die eer gehad ons te dominee daar in die oord, en ek het vir hom gesê, die wat, hierdie vrou het so lank my orrelis gewees. Ag, ek het baie dingetjies vir hom gesê, maar wat belangrik is vanmôre vir ons, wat die Here gesê het, wat ek oor moet praat. En dit is oor getrouheid. Wat vir jy sê, as jy na Marie gekyk het, het jy baie dinge gesien, dat jy vereenselwig met die woord van die Here, eienskappe wat sy gaan, sy was ook 'n mens hoor, sy was nie 'n engel nie, sy het ook foute gehad. Kom nou, en die voeding het haar baie beter geken as ek. Maar wanneer het kom by die Here se krag, die Here se absolute menswees, kon jy sien en het sy uitgestraal, die liefde van Jesus. Reg deur haar lewe heen. En nou bly ons agter om haar voorbeeld te volg. Jesus het self gesê in Matteus 15 vers 16, hy sê, julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra. En dat julle vrug kan bly, sodat julle die Vader ook al in my naam vra, en dit vir julle sal gee. Prediker, wat moet ek, hoe moet ek vrug dra? Jesus het self gesê vir ons in sy woord in Johannes 13:15, hy sê, ek het vir julle 'n voorbeeld nagelaat, ek het 'n voorbeeld vir julle gegee, sodat julle kan doen wat ek gedoen het. En dis maklik as jy Jesus in jou hart het. En jy kan voel, dit is wat God so goed doen het, as hy nou by my staan. Ek het 'n boekie gelees jare terug, in die Steps, daar is heel wat sulke boeke wat dieselfde opskrif het.
maak dit seker as jy hom nou soek, dan moet jy net die regte een kry. Hy sê, as jy twyfel, hy sê, vra net jouself die vraag, wat sou Jesus gedoen het, as hy nou in my skoene gestaan het? Antwoord jouself net in opregtheid, en jy sal baie naby die waarheid wees. En nou sê Jesus, ek het vir julle 'n voorbeeld gegee, om net soos ek aan julle gedoen het, julle ook gaan doen. En as jy vanmôre nie besig is, met dit wat Jesus gedoen het, toe hy op aarde was nie, ek wil vanmôre vir jou sê, jy het probleme, wanneer jy voor God gaan staan. Hoor jy my? Ooreenkomstig die woord, as ek nie doen wat Jesus sou gedoen het nie, gaan ek jou jammer kry eendag, wanneer jy voor hom gaan staan. Maar die skrif sê by 'n versie, hy sê, gelukkig is jy, as die Here kom, en hy vind jou so besig. Daarom wil ek vanmôre vir u sê, ongeag wie u is. Hierdie vrou het op haar jong tyd, toe sy 'n jong dame was, en sy haar hart aan die Here gegee het sy begin met haar getrouheid. Daar is 8 ander eienskappe, wat ek ook aan haar kan toevoeg. Jy kan dit gaan lees Galasiërs 5 vers 22, en sien die eienskappe van die kind van die Here, wat die gees van die Here, wat hierdie intrek, wanneer jy jou hart en jou lewe aan hom gee, en jy word 'n kind van die Here, soos wat sy was, gaan hy jou lei, Johannes 16:13, in die volle waarheid. Jy is die een, ek is die een, wat hierdie woord in ons eie taal het. En die Here moet vra, Here, is ek so getrou soos wat sy was? Is ek so getrou? Of Here, u weet ek probeer my beste. Is nie jou beste wat jou nie hemel gaan bring nie, dis jou gehoorsaamheid aan hierdie woord. En daarom, omdat dit vir ons so maklik is, dank ons die Here dat hy vir ons in staat stel om die woord van die Here uit te dra, terwyl ons wag op die oomblik wanneer ons haar eendag gaan sien. Want as jy Jesus gaan volg, soos wat die Here se woord vir ons sê, gaan ons eendag haar sien. Gloei dit! Julle het haar geken, en steek het jou hand so bietjie op, en sê, Here, dankie vir Maria se. Dankie vir 'n kind van die Here wat vir ons die voorbeeld gestel het. Dankie dat ons dit kan navolg. En dankie dat ons die pad kan loop, wat u vir ons in die woord van die Here nagelaat het. Dis belangrik, en ek wil sluit met Jakobus 2 vers 14. Hy sê, wat baat dit, my broeders, as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie. Die geloof kan hom tog nie red nie. Jy sien, daar is mense wat tevrede is. Ek het my hart en my lewe aan die Here gegee, en ek lewe soos wat die Bybel vir my sê ek moet lewe. Ek hou my lewe skoon. Ek kan tog net nie verder as dit kom nie, want ek moet dit maak eendag. As dit so was, het die Here jou huis toe gevat die oomblik toe jy jou hart en jou lewe aan hom gegee het. Maar hy verkies dit om deur sy liggaam te werk, tot die oomblik aanbreek wat die besing gaan blaas, en Jesus gaan kom. Mag hy ons besig vind so, wanneer die besing gaan blaas. En mag sy genade oor elkeen van die baie groot wees. Vader, dankie vir die Bybel. Dankie dat hy in ons taal is, dankie dat ons verstaan wat ons lees, want die woord hier binne in ons lei ons in die hele waarheid. Dankie vir u goedheid. U het ons nie uitgelaat op 'n pad wat ons nie ken nie, maar u woord en die Gees lei ons in die volheid. Ek bid dan vanmôre, dalk is hier iemand
wat weer eens wil nader kom na u toe. Dalk is hier iemand wat sy hart of lewe nog nooit aan die Here gegee het nie. Here, ek ken nie al hierdie mense nie, maar Here, dankie dat u hulle ken. En u nog steeds die bloed van Jesus aanbied om sonde weg te was. En elkeen wat kom na u toe, Johannes 6:37 sê vir my, ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerk nie. Dankie daarvoor, Here, dat u my pad langs gekom het. En dat u vanmôre die besluit in die mens hart sal sien. En nie daar iemand is wat sy hart of lewe wil regmaak, Here, met u. Vader, laat u Heilige Gees die naprediker wees. Ek bid dit, Here, in Jesus naam. Amen. So baie dankie Pastor Strydom vir daai besonderse woord. En as daar dalk iemand wat hier is, en jy voel die woord het jou gespreek vanoggend, reageer dan, moenie se agter sal volgende keer laat. Luister vandag is nou die, mag die Here seën. Ons gaan nou kyk na 'n terugblik van Malie se lewe, en kyk wat het alles deur die jare gebeur. Baie dankie. Let me thank you again, my Lord Jesus, for saving me from what I might have been. Let me thank you. Lord Jesus, let me thank you again. Well, you gave me a brand new beginning. When you freed me from all my guilt and shame, yes, you gave me a brand new reason for living. I just want to thank you. Thank you again. Let me thank you again, Lord Jesus, for saving me from all my life have been. Yes, Lord, yes. Let me thank you again, the Lord Jesus. Oh, let me thank you. Thank you again.
set me free. And now there is a peace that passes all understanding. Deep down within, yes. The Holy Spirit reaches out and strengthens me, and He guides me. And I just want to say, thank you again. Let me sing the verse one more time. From worry and fear, I've been set free. Oh, and now I have sweet peace within. For your Spirit strengthens me for my tomorrow. I just want to thank you again. I'll never stop thanking you. Thank you again, Lord Jesus. For saving me from all I might have been. Let me thank you, yes, again, Lord Jesus. Glory to God. Oh, let me thank you. Thank you again. One more time on that voice, please. Oh, let me thank you. Yes, again, my Lord Jesus. For saving me from all I might have been. Let me thank you again, Lord Jesus. Oh, let me thank you. Thank you again. Let me thank you. Sê dankie vir die opstel van daai pragtige Holdeplek. Ek wil vra dat almal sal staan terwyl ons net die begrafnisgebed van voor Jesus sê. Ek eerbied en respek. Almal staan asseblief. Een liefdevolle herinnering aan Maria, Susanne Rousseau, Timmy Marie, Mama en Nena, het haar hemelse tuiste gevind na 'n lang soektog. Sy leefde uiteindelik haar hartsbegeerte en daarom vier ons haar oorwin. Getrou en geankerd in haar geloof, het sy daagliks gelewe vir Jesus Christus en kan ons daarby berus dat sy nou saam met hom leef. Haar heengaan word diep betree deur haar seuns en skoondogters, suster, kleinkinders, agterkleinkinders, familie en vriende. Baie dankie. Ons gaan nou ook Marius vir die hulde blyk asseblief. Baie dankie. Sit back in. En dan nog vir Bruce Wyman vra
namens die Jerusalemse kerk nou doen. Seker mense wat bewus was elke dag van my ma se lewe wat ek al geken het. Sy haarself afsonder ten minste 2 ure elke oggend en iedereen elke een van julle se naam was genoem by die Here. Sy kon vooruit sien, sy het gebeur, sy ons is al gejaag het, sy het veel gesê. Ek is baie bly vir die voorbeeld van toegewijdheid. My ma was 62 jaar, die orrelus. In hierdie kerk het ek 45. Ja, so, sy het in die kerk, ek het in die kerk geword, ek en my boetie, soos die kinders. Ons het niks anders geken. My ma was hier lief vir op vakansie gaan. Want wie gaan na pos? Wie gaan na pos gaan? In die kerk. Ek kan die Here net dan vir al haar gebede, vir mens vir wie sy was. Ek wil die begrafenisbrief weer lees, dat die Marie, mama, Leila, het haar hemelstuis gevind na haar land. Ek dink sy was 'n bietjie ongeduldig. Sy wou eers gaan voordat haar plek hier lê. En die Here weet net wanneer dit is, die enigste een wat weet. Sy leef nou uiteindelik haar hartsbegeerte en daarom vier ons haar oorwinning vandag. So, nou Mortius. Sy het haar daaglikse lewe vir Jesus Christus opgeoffer en kan ons daarby berus dat sy nou saam met hom lewe. Jy het dalk nie beter geken as ek, baie verkeerd. Maar ek het die innerwerke geken van my moeder. En as daar 'n probleem was niks ooit by haar 'n probleem nie, want sy het geglo in die Here en sy het ons opgedra. En die wil dag weer van ons. As sy jou geken het, was jy erna gebeur. Dankie. Prophet Etienne, ons wees te kom sangleidsel en dan ook al dat Ek gaan so 'n bietjie verander. Ek het eers Wildeburg gebruik in die naam van die samelei. Maar ek dink dit sal mooi gepas wees wat ek kan sê. As ek my ma se vingers gekyk het, en julle ken haar vingers, was dit die mooiste hande gewees wat jy gekry het nie, maar haar vingers kon nou oorlosslag nie maak. Sy kon nie gespeel het nie. Mens sal nooit kon sê, sy so kon gedoen het nie. Maar al die ere is altyd aan die Here gebring, by daai vingers. Dit is altyd ons so mooi voordig gewees, weet. Ek sal altyd onthou, waar sy bezig was, of musiek, of by die kore, of iets by die kerk, was sy altyd nie bezig gewees. Dit was al lewe gewees, dit was sy altyd wou gedoen nie. Dit het al heel vermaak. En ek onthou my ma daardeur, dat sy altyd bezig was, om iets vir die Here te doen. Nooit teruggestaan, soos pastoor Perret gesê het, nooit teruggestaan, altyd getrou, op haar pos, so wil sy wees.
In my ma se lewe was God eerste, dan die kerk, dan die honde, dan ons kinders. Dit was altyd daar gewees. Ons het altyd so gespot, vir alles sy vakansietyd moet kom kuier, dan is ons baie dan, sê sy altyd, hoor nie. Dis pastoor trouwens op 'n verjaarsdag, ek kan nie nou kom nie. En dan of, susters trouwens op 'n verjaarsdag, ook nie nou tyd nie. En dan sê sy altyd nee, as sy funksie op die kerk nie gaan. En die laaste persoon wat altyd gehad het, dit is Hannetjie. Die het my ma se honde gekyk. Sy het besig gewees, sy kan nie, sy gaan uitstel, tot Hannetjie na die honde kan kyk. Nou waar was het ons dan? Nou is ons aan die laaste op die steen gesluit. Maar, altyd voorheen gewees, as jy ons kon kuier het, altyd inspirasie gewees. Ons het een baie streng ouders groot gehad. Een baie streng. Sy is 'n bidder, soos Marius daar gesê het, soos hy gesê. Ek dink, ek en Marius het gesorg dat sy bidder geworden het. Want ons was net verliefd. Ek verbeeldendste kinders in die lewe. Maar sy het geweet waarvoor te bid. So ja, ek dink net daardeur kon sy al die punte dra, dan in te bidder en in te zette. Nou wil ek sê, jy moet saam met my staan vanmorgen. Dit is nog 2 kopies aan die koning van die konings gegeven, want ek weet sy gaan afkyk vanmorgen. En sy wil hê, ons moet celebrate, samen daar. Lankmoedige groepies, teleurgestelde mense, ons moet in kredietlies, ons gaan juig, daar in die hemel, samen daar. Ek het al my pa liedjie gesing, en ek voel dit weer gepas, ons sal dit altyd gesing. Want ons gaan juig. Wat 'n dag! Wat 'n dag sal dit wees? Want ons allemaal daar weer gaan sien. En kom ons staan saam vanmorgen, en ons sing nie oor nie. Ons gaan juig, en dan weet we all, keep together. What a day of rejoicing. Maar kom ons sing dit, soos 'n ou Pinkster dit kan sing. Geef hom al die lof en al die eer. Amen. Ons gaan juig. Bye.
nog iemand iets by wat gesê is. Tannie Marie was regtig 'n staartwagter. Weet ek, die voorreg gehad om Tannie Marie so 34 jaar terug te leer ken. Is ek nog 'n klein maar Engels mannetjie. Maar ek het Tannie Marie opgehou. En dit is dieselfde eienskap wat genoem is, daai getrouheid. By elke leefdiens, by elke partuur, was sy altyd hier. As daar skor goed gedoen was sy daar in die kombuis. As daar uitgepak was sy daar. Nooit was iets te veel vir haar. Sy was betrokke by van die kleintjies tot die oudste. Was sy altyd getrou met die diens van die Here. En Marie, ons sal jou vreeslik baie mis. Maar sy het vir ons 'n voorbeeld gestel. 'n voorbeeld wat elkeen van ons kan volg, en is die getrouheid. Jesus eerste. Die gebore genoem, die kinders het laaste gekom, voor toen James het eerste ingekom ook. Hy het maar net ingeval, seker waar. Maar weet jy, daai was twee mense, wat vir hierdie gemeente 'n steunpilaar was, wat vir ons die regte pad gewys het. Steunpilare, waarop ons, wat nader gekom het, kan vasstaan en kan vertrou. Ons mis die kere wat oom Migo, hy was seker die stoutste in die gemeente. Tot in sy oude jare, het altyd vir Tannie Marie laat skrik maak. En dan het sy so gesê, patata. Maar nie die beste wat gebruik, wat sy gebruik nie, maar sy het so geskrik. Ons sal dit mis, van Tannie Marie. Maar weet jy wat, die voorbeeld moet ons diep in ons harte bære. Voorbeeld wat sy vir ons nagelaat, die getrouheid. Altyd dieselfde, ek het Tannie Marie nooit kwaai gesien nie, of kwaad, of ongelukkig. Ek ken haar nie so nie. Ek het baie keer, ja, het so stop, om 'n teekie te drink, ek het altyd tee gekry. Sy het altyd tyd gehad, om saam met jou te praat. Maar iets wat my ook byval is, as daar iets was wat daar geplaat, of 'n probleem, sy het gesê, sy het baie Engels met my gepraat. Brucie, I just give it to the Lord. Dis al. I just give it to the Lord. En sy het haarself nie bekommer, sy het saak wat op bed gemaak, en sy het gelos by die Here. Weer nog 'n voorbeeld, wat sy vir ons nagelaat. Hy moes die Here het ons 'n heel groot deel al regeer, en gemaak. Here vir die Here. Kom ons volg haar voorbeeld. En was vir my 'n voorreg om iets te sê in Marie. Ons gaat regtig waar gemis, maar ons wens dat die rus toe, saam met oom James, dis waar sy bewees. Amen. Ek weet nie vir julle wat dalk nie weet nie, maar Tannie Marie, iemand 'n kind aangeneem, jare terug al, 'n dogter. En hierdie dogter het by haar gestaan, wat baie van ons nie kon nie. Yes. En dit is Buddy. Die diepspore by die resources. Voor Buddy iets sê, en hy sê vir my iets vanoggend, en kyk val. Hulle het net as kinders, toe hulle hier kom in die gemeente, Pinksterkinders, hulle het twee dinge nooit vergeet nie. Was daai nommer 970-164, was hulle huis, en 975-88-22. In die Marie's huis. As daar ooit 'n probleem was, die nuus gaan staan sonder petrol. Toe sy swanger was, vir alle tye, was daar een klein baan toe sy kon gaan. Dit was met oom James, by Marie. Dit was altyd daar. Altyd gewillig, altyd in gesindheid van die Here. Nie van 'n mens, die gesindheid van die Here het hulle gehad. Baie dankie. Ek kan noem, voordat Tannie Annetjie my na die honde gekyk het, moes ek na die huis en die honde kyk. En dan sal ek bel om te hoor hoe gaan dit, of sy sal bel. Die eerste woorde wat sy altyd sê, hoe gaan dit met die honde? Nie hoe gaan dit met jou nie, of die huis nog staan nie. So was dit nie die honde. Na ry ons, dan sê sy, pas op! Dan sê ek ook vir haar. Die hond, want sy is so 3 blokke verder weg. Worry nie oor die man wat ek nou hier gaan raak ry nie. Maar so was sy gewees. Kan niks eintlik byvoeg wat reeds gesê is nie. Maar Tannie Marie was 'n godvreesende vrou.
En sy was altyd bekommerd, tree sy reg op. Dat as die Here nou kom, het ek reg opgetree. En soos genoem is haar getrouheid, was 'n wonderlike voorbeeld. Sy was by elke diens. As iemand in die hospitaal was, moes ons ry. So ek ken elke hospitaal in die omgewing. Dink aan meisie Aubrey, toe sy siek was. Elke dag. Maar sy tannie, ons was gister daar, nee, ons moet vandag weer gaan. So was sy. Sy was 'n bidder. Sy was altyd bereid om elkeen te oefen vir 'n item. Nooit nee gesê nie. Hoe het ek deel geword van hierdie familie? Ek was die eerste Uber-driver in Suid-Afrika. Oom James het skofte gewerk en sy kon nie 'n kar bestuur nie. Ek moes haar optel vir dienste. Ek moes haar rondry hospitale toe, winkels toe, na ander plekke. En wat sy altyd gedoen het, sy daar is om haar op te tel. Vat sy haar handsak. En sy vat haar Bybel. En sy sit hom in die handsak. Hy gaan saam. Al gaan ons net Checkers toe en terug. Die Bybel gaan saam. Haar Bybel was 24 uur by haar gewees. Selfs in die hospitaal. Sy het gesê, ek moet elke aand daar kom eet. Want as ek al optel, dan sê sy, wat het jy vanaand geëet? Sê ek, ag, peanut butter toebroodjie. Of 'n bakkie jelly. Dan sê sy, mens kan mos nie so leef nie. Ek sê dan nie, wie kook kos vir een persoon. Is net makliker. Toe sê sy, nee, van nou af eet ek elke aand by hulle. En vir dit ry ek haar rond. Dis was mos 'n baken. So was ek in die huis ingevat. En ek mis nou al geruime tyd, daai oproepies. Buddy, kan jy dit en dat vir my gaan koop? Ek sal jou EFT. 'n woord wat sy geleer het nadat oom James oorlede is. Ek is met haar bank toe, en ek sê vir hulle, moet asseblief die app op haar foon laai en alles, en die bankamptenaar sê vir my, gaan sy dit regkry? Ek sê sy gaan. Kyk, was die volgende dag weer terug, was sy die password vergeet. Maar so het sy reggekom, en sy begin om haar eie finansies te kan hanteer. Ek mis daai oproep, buddy, wil jy my gou soontoe vat? Of kom drink net 'n koffietjie. 'n Mens mis dit. Maar sy het altyd haar beste gegee. En dit is wat ons sal bybly. En dan my laaste dankie aan haar. Wie stem saam, het was 'n baie koue winter gewees. Stem julle saam? Wel, dankie Tannie Marie vir my gebreide toilet sitplek. So daar sal nog baie na Tannie Marie verwys word. Mag haar mooi herinneringe altyd lewendig in ons harte bly. Net vir ons gaan luister na Hugo Bierman met 'n lofliedjie, 'n sangliedjie. Ek wil net noem, terwyl Hugo gaan sing, Hugo sal ook dit onthou. So 48 jaar terug toe ons in die gemeente ingekom, en daar's 'n koor wat sing, en my vrou sing mooi, en sy sê ons moet kom koor sing. Ek sê dan, Marie, ek kan nie regtig sing. Sy sê, nee, jy kom saam. Die woord sê, ek gaan van die noot aan. Toe sit sy my, dat ek op tussen om James, wat die noot is, en ek in Gabby Scott. As jy tussen hulle staan, sal jy recht. Dit onthou ek nog altyd toe wonderlik was daar by 6 Harveststraat ons geoefen. Baie dankie hiervoor vir julle sien. Rina het vir my gesê, jy praat nie eers voor jy sing.
En ek gaan dit aanhaal in Engels. Ek weet nie hoekom. Ons doen baie keer dinge wat ons nie weet hoekom nie, maar die Here weet. Yes, amen. Die woord sê, and Enoch walked with God, and he was no more. Ons kan nie vir James van Mary skei nie. James walked with God, and he is no more here. Mary walked with God. She's no more here. Maar God, daar is 'n plek. Ons het daarvan gesing nou. Here, help ons om gedurig met U te loop. Help ons, Here, dat ons nie aan in ons hart voel. Dis my lied vandag. Net die woorde kry. Here, ons eer U naam. Ons bid U groot naam, Here. Hou ons hand vandag vas. Elke dag. Mary en James het ons vooruit gegaan. Ons kyk na heerlike tyd wanneer Jesus kom. Maar die woord sê ook, hulle sal ons sal hulle nie voorgaan nie. Maar die wat ontslaap het in Christus sal eerste opstaan. Dank God daarvoor. Ons het 'n hoop in Jesus Christus. The King and I walked down life's road together, where so many people go passing by. He the greatest one, and I just a lowly beggar. We walk hand in hand, the King and I. Why He should care for me will always be a mystery. He holds the whole world in His hand. But who am I? And so my heart somehow will content but wonder why we're together, the King and I. Not so long ago, a stranger, I walked alone, not knowing why, until He came and He put His arms around me. Now we're not strangers anymore. Why He should care for me will always be a mystery. He holds the
and He put His arms around me. Now we're together, the King and I. While we're together, the King and I. Sê baie dankie vir u goed besondere woorde. En vir die bedankingsonderhoud. Ik heb in die week een verzoek gekregen. Hulle het my geskakel. En ze sê, pastoor, kan ons nie bid vir my skool. Sy sê, ek nie gewees Michelle nie. Ek het net die twee op daai wil nog opgetel nie. Ons moet vir haar bid, want sy baan het my. En sy vraag, kan sy stapboekie saambring op ons sal, dat ons Michelle verwoordjie. En ek gaan vra dat Michelle en daarmee voorkant ontstaan as jy met ons sal hulle by. Hier goed, ek en jou weer vra. Om saam met my te kom by die en ons te strijden. Ek sê vir so 40 jaar plus, by my jongste seun 12 jaar oud. Een aanval van JCA, Juvenile Chronicles of Arthritis. Dus naar die kinderarts toe gaan in Port Elizabeth die dag, toen hij nog nooit zo'n aanval gezien op een jong seun se leven. En hij bel naar die kinderhospitaal in die Kaapstad om te horen wat hij gaan doen. Maar die kind was gezond, geen probleem en onbeskielik, kon hy nie meer loop nie. Hy het gekryp, 12 jaar oud. En ons kom op vir die konferensie en jy gesien hom. En hy gaan betraai kind. En die Here het daai kind aangeraak. Hy het nooit weer sy eie asem. Aktief, sportief en alles gedoen tot vandag toe. Hy nooit weer pyn gehad nie. En daarom vra ek hier goed. Terwyl Michelle soveel pyn het, want saam met ons ontdek asseblief. Ons gaan die Here vertrou. Hoekom sal ons sê die sakdoek, ons lees in die boek van Handelinge 19, dat hulle sakdoeke en kledingstukke na Paulus toe gebring is. En hy het op sy liggaam gedra en hulle teruggegee toe die mense gesond geword. Michelle, ek glo vandag, ek paar nou gesê, as jy by die huis kom, gaan sit in die sakdoekie, onder jou kopkussen, binnen hom, en die nag gaan jy gesond. Eet jy ons het ons saam. Dat die Here 'n wonderwerk kan doen. En Michelle se lewe. En die Here gaan dit doen. Ek vra ons sal staan terwyl ons dit doen. Hier gaan ons sterk in ons saam met mense doen. Hier kan jullie aankomen. Ons sterk in ons bid saam. Hemelse Vader, dit laat my dink aan 'n oomblik toe vriende hulle man gebring het aan Jesus toe. Hy kon nie self daar kom nie. Maar die oomblik het aangebreek toe sy vriende besef dat hulle moet omkry by Jesus. En net so wil ek vanoggend 'n Loma se geloof vereer, dat sy sê, bid vir my skoonsussie, bid vir Michelle, sy kan nie so langer aangaan met die pyn nie. Daarom ons sê, sak ek nou salf na my Vader, en die Seun, en die Heilige Gees, en dan gee dit vir Loma om vir haar oor te gee, met die wete dat sy glo die Here gaan die werk doen. Baie dankie. En ons weet, ons gaan die getuienis hoor, van wat die Here gedoen het, vir die genesing in Michelle se liggaam. Die vyand gedink, hy gaan haar aftrek en plattrek en vernietig, maar in die naam van Jesus is daar oorwinning. Ja, amen. Nou in Jesus naam. Dankie, Here. Vir Michelle, en ons sê dankie daarvoor in Jesus my naam. Amen. Amen. Dankie Vader. Ja, volgens God se woord. Wat sê, julle sal die hande
in my naam, Jesus Christus se naam, op die sieke lê en hulle Ja, halleluja. Go right now. Amen. No. in die naam van Jesus bestraf ons te word en afgewerk vir die vyand in Jesus naam. Ja, dankie. Wees gesond Amen. geworden. We call it, we believe. Jesus naam. Halleluja. Dankie Here. Ons eer in Gods naam vanmorgen. Saam met die naam, Here. Want u woord bly ewig en waar. Halleluja. Dankie daarvoor, Here. Amen. 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 Ons wag vir daai gesê. André, met die bedankingsvraag. Hoor almal. Net so voordat ek die bedankings doen, daar is versoek of twee veral van my sussie af en van seker van ons familielede, dat ek 'n huldeblyk of twee net inlees van hulle kant af. Ek kan nie hier wees nie, so ek sal dit inlees, maar voordat ek begin, ook vir my nana se sussie kan die koppie wat nie hier kan wees nie, sy het my ook gevra om huldeblyk in te lees. Daar is ook die kwessie van oom Etienne en tannie Michelle, en my pa en my ma, Marius en Aloma. Daar is huldeblyke, so ek gaan maar net die geleentheid vat om almal se huldeblyke in te lees, dan weet ons dis gedoen. So hierdie kom van my sussie af, sy staan in Nieu-Seeland, en ek lees het soos sy het geskryf het. My naam is Shani en ek is Nana se enigste kleindogter, so sê sy altyd. Ek voel gereed vandag om hierdie boodskap in haar memory te kan deel. Ek sal Nana beskryf as die guardian angel van die familie. Liefde, vreugde en geluk het uit haar uitgestraal soos die helderste ster in die hemel. Nana het geweet wanneer om liefde en gesag uit te toon en wanneer om ferm te wees, veral met die seuns in die familie. Natuurlijk verwys ons sê ons. Ek en my boetie. Ek kan onthou soos gister, hoe ek, Jan en Andrei in die kerk sit, en die een van ons lag meer kon nou nie. Nou, hy het altyd agter die gevier gesit, en net met een kyk was ons sjoepstil. Ek dink sy was, ek en my boetie in die gesit. Ek onthou die tyd, hoe sy altyd vir ons 'n bakkie sweeties en knickknacks gebring het, terwyl ons drie in haar en Oupie se kamer gesit het en TV games gespeel het. Of hoe ons in die kombuis sit, om die etenstafel, en terwyl Oupie bid, druk Johan en Andrei my hande so styf aan, sodat ek 'n geluid moet maak. Ons drie was besig, maar dit het nie Nana gestop nie. Sy was altyd vol smiles en laggies. Ek sal nooit vergeet hoe mooi sy na haar pragtige roosbome gekyk het nie. En hoe sy altyd met haar mat in die special sitkamer, dit is natuurlik pastoor se sitkamer, hoe sy in daai sitkamer gehark het, sodat die hare van die mat perfek staan. Reg vir die volgende kindertjie van pastoor. Nana se deur was altyd oop vir enigiemand. Ek kan boekdele skryf van al die memories en geselsies wat ons saam gehad het, maar een ding wat ek verseker, Nana was 'n ware engel, gestuur van God af. As sy nie vir ons gebid het nie, het sy ons geleer van die belangrikheid van familie en die pad na Jesus toe. My Nana was mooi, suiwer van hart, liefdevol en my grootste inspirasie. Dit is hartbrekend om vandag ons finale boodskap te beëis
en te sê, ek gaan Nana ongelooflik mis. Ek is vir ewig dankbaar en geseënd om 'n steunpilaar soos Nana in my lewe te kon hê. I will love you always and more than all the raindrops in the world. Hierdie hulde blyk is van Tannie Poppy af en oom Roger. Een teere herinnering van 'n dierbare klein sussie Marie, met die mooiste gesiggie en pragtigste blou oogies. Marie was 'n prinsesie, 'n getroue dogter van ons koning Jesus. Haar lewe was voor die orgel waar sy die Here gedien het, met die mooiste musiek en sang tot eer van sy naam. Altyd gewillig, altyd betroubaar en die eerste ene op haar pos. Die dierbaarste vriendin en sussie. As sy jou maatjie was dit 100%. So betroubaar en ondersteunend. 'n klein dogtertjie sonder oortjies, vol mischief, waarvoor sy baie in die hoekie moes staan. Ons het baie saam gelag, maar ook baie tye trane gehad. Ek het so saam gegroei en van mekaar geleer. Dit was 'n groot eer vir my as ouer sussie om te kon spog en sê hierdie is my klein sussie Marie. Vandag eer ek die nagedagtenis van 'n baie spesiale mensie en 'n wonderlike sussie. Ek onthou jou met die grootste trots en liefde, my sussie. Dan 'n hulde blyk van my vrou af. Carmen Rousseau, ons liefste naam. Hoe maklik was dit net nie, om die hulde blyk te skryf oor so wonderlike mens. Opregtheid, barmhartigheid, eerlik, eerbiedig en gelowig is maar net 'n paar eienskappe om op te noem. Daar is nog vele wonderlike eienskappe wat ek nie kan noem nie, maar oor kan getuig en bevestig na amper 20 jaar in die Rousseau gesin. So 'n mooi voorbeeld om na op te kyk. Wow, wat 'n oorwinning vir Nana. 'n wedloop wat sy met trots en ywer aangepak het, sonder om op een keer te val en in haar take as Christen, of om op te twyfel en of te bevraagteken. Nana se passie vir die Here is aansteeklik. En alhoewel Nana se afsterwe diep betreur word, weet ek dat Nana die ultimate bestemming bereik het en dat Nana die wedloop voltooi het. Nana het haar kinders en kerkfamilie so innig lief gehad, sonder voorwaardes. Sy het nooit maar nooit gekla nie. Nana was verseker die steunpilaar van die familie, en Nana se plekkie is leeg. Nana los 'n ongelooflike gelaat na, en kan ek net my bes probeer om Nana se nagedagtenis te eerbiedig, en alles wat Nana ons geleer het, uit te leef, en my kinders te leer. Nana se agterkleinkinders het Nana totaal en al ingehoor. En is dit so 'n groot voorreg vir hulle, om hulle Nana Grootie te kon ken, en haar te kon liefhê. Alhoewel dit ongelooflik hartseer is om Nana nie meer hier op aarde saam met ons te hê nie. Berus ek my met die feit dat Nana is waar Nana wil wees en moet wees, die ewige lewe. Ons is lief vir Nana en stuur baie liefde vir haar. Dan van Buddy en oom Tom af. Ek sê nie Buddy nie, maar ek mag nie sê Buddy nie. So ek het 2 keuses gehad, is either Koos of Buddy. Ek sal maar Buddy noem, maar Koos is my oupa se woord. Die dag wat Tannie so na verlang het vinnig gekom. Vinniger gekom as wat ons wou gehad het. Ons sou graag die 100ste verjaarsdag wou vier, maar Tannie is geroep vir die hoë diens. Tannie se hemelse woning is nou geneem. Ons weet Tannie is nou op Tannie se happy place, saam met Tannie se skepper en oom James, familie en vriende waar Tannie saam met die engelkoor sing. Dankie vir alles, Tannie. Ons gaan Tannie baie mis. Dankie dat Tannie my as dogter in Tannie se huis ingeneem het, en dat Tannie altyd in my geglo het en my gemotiveer het.
Dankie vir elke gebed en al Tannie se liefde. Dan van my ouers, Marius en Aloma, ons mami, onvervangbaar is jou plek, onvervangbaar is jou liefde vir ons. Jou stem word gemis vir al as jy sing. Jou raad word na gesoek, jou glimlag word onthou en gekoester. Oomblikke vasgevang op foto's en die waarde miljoene werd. Soveel wense nog tyd vir een drukkie, 'n laaste groet, maar ons weet, jy is by ons. Jy is lief vir ons. Jy leef voort in ons harte. Jy is ons engel in die hemel. Al ons liefde. Marius en Aloma. En van oom Etienne en Tannie Michelle. Ons liefde mami. Ons het 'n kosbare juweel verloor, maar ma se hartbegeerte is vervul. Om saam met pa James te wees en dit gee ons vrede. Wanneer ons nou na aan ma dink en wonder wat nou in die hemel doen, dan sien ons ma dans, sing en lag. Dankie vir soveel wat ons by ma kon leer. Ma se liefde vir ons Abba Vader en die voorbeeld wat ma gestel het van iemand wat opreg geleef het, baie geloof gehad het, ernstig word wanneer iemand dit nodig gehad het. Mami se liefde, belangstelling en omgee vir elkeen wat deel was van ma se lewe sal ons vir altyd bybly. Maar altyd ander mense met soveel respek behandel en net die goed in elkeen raak gesien. Een van Etienne se goeie herinneringe van sy ouer huis as 'n kind was dat daar altyd mense was. Mense wat kom kuier het, mense wat musiek kom oefen het en mense wat saam kom bid het. Ma se liefde vir diere sal ons ook nie vergeet nie. En nooit gaan ons weer afgeskeep voel omdat die honde eerste plek gevoel het. En nooit gaan ons weer van mami se lakkie onderkant. Amen. Ons het net mooi herinneringe van mami, wat ons vir altyd sal koester. Lief vir mami altyd. Volgende hulde blyk is van my af, aan my nana. My nana, waarom te begin? 'n Voorbeeld kon ek nie beter voorgevra het nie. Nana het my geleer om te strewe, om my pad na ons Vader suiwer te hou. Nana was 'n besondere vrou, mama en nana vir ons gesinfamilie. Wat ons hele familie, se wense, kwale, struikelblokke, in gebed voor ons Vader gelê het, elke oomblik van elke dag. Ek gaan nana ontsaglik baie mis, my nana. Maar ek weet, nana is met my oupie en by ons Vader. 'n beter aftrede van ons lewe kan mens nie voorvra nie. En daarvoor vind ek rustigheid en versoening in die feit dat ek nana se handjies nie meer sal kan vashou nie. Love you always, my nana Rosa. Van Stian en Lexie. Although our hearts are heavy, we thank the Lord for gifting you this full life where you've shown nothing but love and kindness to everyone around you. You will remain in our hearts forever, and it brings us such peace knowing that you are in heaven dancing with open again. Love you always. Dan vir die bedankings. Eerste bedanking natuurlik. Ons het 'n spesiale versoek gehad en natuurlik is ons pastoor hier om dit vir ons te doen. So pastoor Strydom, baie dankie vir die waarneming van die diens. Ons waardeer, baie dankie aan die orgelis en die orkes vir die musiek wat julle verhoor vir my nana gemaak het. Pastoor Pieter Palmer, baie dankie vir die gebruik van die kerk, die geriewe en sy vrou se besoeke by nana. Dames en lede vir die spysenering, kosse, geriewe vir die verversings na die diens,
oom Hugo, vir 'n spesiale item. Parkland Life Hospitaal, die staf en die susters wat so goed na Nana versorg het. 'n Spesiale dank aan al Nana's se dokters, wat insluit Dr. Veronica van Rensburg, die ICU Dr. Latuthi, de Lange en Reineke, die ambulansdienste, GBA begrafnisondernemings, Suster Hetty vir al die hulp met die mediese fonds en die kuiers by Nana, Tannie Margaret vir al die hulp en die ondersteuning, Tannie Rina vir die jarelang vriendskap en liefde vir Nana, oom Etienne vir die lyf van die sang, Buddy vir die hulp met al die reëlings, die livestream van die diens, die klank en sommer net vir alles oor die jare wat jy van Nana gedoen het en beteken het. Kamer vir al die reëlings, die roudiensboekie, die reël die porsies, my pa, Marius, vir die hoogwaartsigtige liefde, en die opoffering, elke aand, vir die laaste 4 maande, om seker te gaan maak het my Nana geraak is, by die hospitaal, en om by hulle te wees. Familie en vriende, en lede van die gemeenskap, almal van julle wat hier is, almal wat hy nog geken het, almal wat hy gaan lief het. En dan, my vrou wil 'n bedanking doen aan iemand ook baie spesiaal, as ek daar kan vra om te kom. Hallo julle. Soos het een persoon uitgelaat, ek wil graag 'n bedanking doen. En dis vir my skoonma, hallo Marissa. Ja, waarom te begin maar? Hoe sê mens dankie aan iemand wat alles van haar afgedoen het. En alles vir haar beteken het. 10.000 dankies, het voel of ek nie genoeg is nie. Of hoe wys 'n mens dankbaarheid? Jy het 'n klein gebaar, wat vir my soveel beteken, so groot betekenis het en soveel vreugde bring, en dis pragtige blomme. Ek sal maar en haar gebeur gehad het, 'n groot liefde. Ek weet elke ding wat my van haar gedoen het, elke emosie waar ek in haar gegaan het, wat haar versorg, wat haar bederf, wat saam met haar gelag en ook saam met haar gehuil. Wat saam met haar bekommerd, en wat ook saam met haar gebid. Teenwoordigheid is soms meer belangriker as wat 'n mens ooit kan besef. En ma en pa, julle was teenwoordig. Elke dag, elke oomblik vir. Julle was daar vir haar toe sê julle die nodigste gehad het. Dankie daarvoor. En ek dink ek praat namens baie mense as ek vir julle regtig uit die hart dit sê. Baie dankie vir wat julle vir haar beteken het en vir haar gedoen het. Ons weet dit is alles uit liefde. Moenie laat die kinders julle pla nie. Jesus loop op die aarde. Hy sê, as jy nie word soos een van hulle nie, sal ons daarom toch net lewe kry in die Here ons help in die tyd. Want ons nie baie in die kerk kom, want ons gesiggie opsit vir die kerk. Daarom die Here het gesê. Ek wil toch net vir u noem, verdra my net 'n paar minute asseblief. Dis Saterdag. Is iemand haastig? Verjare. As ek die kerkraadslid aflaai by sy huis, dan ry ek daar by nommer
nommer 6 verby. Ek dink vanmôre ek het vir Gary baie keer saam met my gehad op huis besoek. Hallo jong. Dan laai ek hom af, dan ry ek daar by nommer 6 verby, en as die lig brand, hulle weet het, is ek in daar. Ag, maak nie saak of het elke aand is nie. Dan het ons eers aan die Here eer gegee. Dit is die belangrikste. En daarom eer ek die Here daarvoor. Nou, jy weet, ek het nou gepraat oor iemand wat 'n voorbeeld vat. En ek dink vanmôre aan Lorraine van der Merwe. Haar sitplek was daar gewees waar ons suster nou sit. Sy het hierdie vrou nagevolg. Haar eienskappe het sy vorendag nie gekom. Haar plek is eers leeg gewees. Maar François, dankie dat jy en die dogter vanmôre hier saam met ons is. Toe ek julle sien, toe dink ek terug aan Lorraine. Sy het vasgehou tot aan die einde wat Marian vasgehou het. Dis moontlik, mense. God gee jou die krag. Julle ken vir Lorraine, julle onthou haar. En sy was hier tot op haar laaste gewees. Nou voordat Hugo vir ons weer gaan sing, net een lied nog, wil ek net vir u verduidelik hoe ons gaan verlaat. Eerstens gaan Laloma met die kussie vir ons stap na die voordeur toe. Na haar gaan ek en die pastoor, plaaslike pastoor uitstap. En dan die familie, onmiddellik na ons, asseblief. En dan aan die buitekant is daar 'n bak met blaadjies. En ons gaan in 2 lyne by hulle verbystap en net 'n ou blaadjie gooi. Jy gaan dalk nooit weer die aankaan sê om 'n blaadjie op hierdie kassie te gooi nie. Maar sê net dankie vir die Here wanneer jy dit doen. Sê Here, ek het gehoor wat vanmôre gesê is. Help my om ook so eendag af te sluit. Hugo, dankie, waar is hy? Terwyl Hugo vorentoe kom, ekskuus tog. Ek dink aan die jare laat 70s, 80s, toe word daar 'n trio gestel, van Marie, mevrou Annetjie en Marinda. Hulle was genoemd aan Marie gesê as hulle sing die Terrible Trio. En sy het by die konferentie oral sy die Terrible Trio opgetree. En ons dink daarom dat kan.
just inside the eastern gate over there. I will meet you in the morning. I will meet you in the morning. I will meet you in the morning over Morgen het my gekeer weer dat Betty was die geer wat altyd wou wees. Betty is hierdie sagte enetjies wat sag praat, sag lag, ernstig lere, maar dit was wie ek wou wees. Ek het uit laas gekry om dit gesê, en ek sê dit nog steeds. Vanoggend toe ek gery by die huis in Lorraine, en Betty en ek en Marai, weer op pad, daar na haar huis toe, van my huis af. En al wat Marai van 'n karabet moet bring. Sy weet nie wanneer nie, maar jy moet maar bring. En daai dag het ek gesien, nou op pad van Parkdale, want Betty is sag, sy praat sag, sy sag. Ek praat hard, ek is wyd, ek is in 'n geraad. Betty sit by my in die kar. Lorraine en Marai is voor in Lorraine se kar. En ons het na Dam toe. Want sy kan nie gedraai word nie, as sy dit vashaker op die blok. En ek sien die oor, waar gaat hulle nou heen, wie die oor my, sy praat weer vir die hemel. En ek weet dat ek binnen die dam beland. Dank die Here dat ek die draai maak. En hy sal die lach en die blijdskap sien, die lekker wees van lewe. En hierdie mens wat saam met sy was, jong mens wat saam met jou as hulle oud is, like het, is wonderlik, maar allemaal is nou weg en ek is enig so oor. En ek wil baie graag gaan. Maar dit is 'n wonderlik voorreg om te kon luister aan Marai. En het is wonderlik om te weet, daar is nie meer wat ons gesien het, toe ek aan die Belfast daai woensdag. En het was verskriklik om daai liggaam te sien. Maar ek dank die Here, ek weet, Marai smaak, ek sien al hoe sy daai lyf swaai, ek sien dit. En ek weet sy jy geneem aan. Ek is baie dankbaar om. Ek wil net dit einde sê. Ek sê elke dag, Here, almal gaan dood om my. Hoekom is ek dan nog hier? En dit kom by my wat baie mense sê, the good die young. Baie dankie vir Hugo en Nina. En ek sien hulle Elona. Ons gaan die vrede toe sal kom asseblief. En dan vra ons almal moet staan asseblief terwyl ons dit uit saam uitbring. As jy klaar die blommetjie op die kussie gegooi het, blaartjie op die kussie gegooi het, neem net die plek daar in, die slot gegooi.
donker is, dan neem jy die staaftrek en so rond die ding in. Want dan Charles was ook in die Kaap. En toe Anneliese. Kom ek hier? Dankie vir die mooie musiek, nee. Die Bybel sê
God uit die stof van die aarde het hy die mens geformeer. Stof is jy maar en tot stof sal jy liggaam terugkeer. Maar die siel wag vir ons aan die ander kant. Vader, ons dankie vanmiddag vir so 'n voorreg om u Godheid vandag hier tentoon te stel, deur die belofte te aanvaar. Ons gaan eendag vir Marie sien, as ons hier aan hierdie kant doen wat Marie gedoen het, en vir ons ook die voorbeeld gestel het. Help ons daartoe, stel ons in staat, Here, dit gaan nie makliker op die oomblik nie. Op die aarde, u weet wat aan die gang is. Help ons dat ons raak sien, dinge is besig om vinnig aan 'n einde te kom. En ons moet regmaak en reg wees, elke oomblik van die dag. Verdaag ons hier in u liefde, dankie vir u teenwoordigheid dan by ons. Word verheerlik nou, Here, ook in hierdie dag verder, in Jesus naam. Amen. Baie dankie, maak vir ons die deure daai kant oop. Kan ons daar